Ons is besig om by die oggenddienste deur die boek Markus te werk. En 16 hoofstukke, so ons het 3 weke vir Markus. So ons gaan hier en daar uittreksels uit Markus uit doen, wat opbou tot en met Paasnaweek. En ek wil jou nooi, Paasnaweek hierdie jaar 2026 is in die vakansietyd, maar om nou reeds ook te beplan om hier te wees, as jy nie weg is nie. Paasnaweek, ons gaan die donderdag aand by mekaar kom in die Klipkerk, en die laaste 2 jaar, ons donderdag aand byeenkoms was propvol gewees. So ons gaan hierdie jaar binnekort ook net iets uitstuur waar jy die donderdag aand bespreek. Ons wil net sien as dit nodig is om 2 byeenkomste te hou, en dis betekenisvol om dit in die Klipkerk te doen, en nie in die theater nie die donderdag aand. So dis die donderdag aand vir so 'n uur byeenkoms, waar ons gaan kyk na die woorde van Jesus voor die kruis, en dan Vrydagoggend, Goeie Vrydag, in die theater om 9 uur. Die Saterdagoggend is die dag sonder woorde, stil Saterdag, en ons het vroegoggend, daai Saterdag, 7 uur in die Klipkerk, ook 'n gebedsgeleentheid. Dis baie betekenisvol, moet dit nie mis nie. En dan die Sondag gaan ons saam die opstanding van Jesus vier, met 'n aanbiddingsoggend en ook met 'n doop. En Stella, Christel Kombrink en haar band, dis die 3de jaar wat hulle ook hier gaan wees met Opstanding Sondag. Dis 'n baie groot geleentheid, en dis 'n goeie naweek ook om jou vriende en jou familie te nooi. Maak nou reeds moeite net om iemand dalk gereed te maak om te nooi ook vir daai naweek en vir dit wat voor lê. Die boek Markus. As jy nie verlede week hier was nie, kom ek herinner jou net oor die uniekheid van die boek Markus. Daar's 'n paar dinge wat die boek Markus uniek maak. Heel eerstens, dis die oudste evangelie. Geskryf ongeveer 65 tot 70 na Christus. Die tweede kenmerk wat hom uniek maak is, dis die kortste evangelie, net 16 hoofstukke. En daarom is dit 'n evangelie wat vinnig lees. Ek het hierdie beeld gebruik van, as jy het begin lees, en ons het met ons Bybelleesprogram die afgelope 2 weke deur Markus gewerk, dit voel amper asof jy op een van daai vinnige glybane is by badplaas, as jy begin lees. Jy's op en jy wil aanhou lees. Dis 'n evangelie wat kort is, en dan die derde unieke eienskap van hierdie evangelie, dis die evangelie met 'n vinnige pas. Hy begin dadelik met die bediening van Jesus. Die woord dadelik kom ook verskriklik baie kere voor, meer as 40 keer voor in hierdie evangelie. En vanoggend gaan ons kyk na die enigste wonderwerk voor die opstanding, wat in al 4 evangelies herhaal word. Ek wonder of jy kan raai wat daai wonderwerk is. Kom ons lees dit saam. Markus 6 vers 35 tot 44. Ek lees vir ons uit die 83 vertaling. As jy jou Bybel by jou het, welkom om dit oop te maak, op jou selfoon om notas te maak ook by dit. Toe dit al baie laat was, het Jesus se disippels vir hom kom sê, dis 'n afgeleë plek hierdie, en dis al baie laat. Stuur die mense terug, sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te ete kan koop. Maar hy sê toe vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet. Hulle antwoord hom, moet ons met 200 mense se dagloon brood gaan koop, om vir hulle iets te eet te gee? En hy vra vir hulle, maar hoeveel brood het julle? Gaan kyk. Nadat hulle gaan kyk, het sê hulle 5 en 2 visse. Hy het hulle opdrag gegee om al die mense klompies op die groen gras te laat sit om te eet. Die mense het in groepe van 100 en in groepe van 50 gaan sit. Toe het hy die 5 brode en die 2 visse geneem, na die hemel toe opgekyk en die seën gevra. Nou 3 keer in die Markus evangelie lees ons dat Jesus hierdie doen met brood. Jy sal sien hier's 3 aksies: seën, breek en gee. As jy daarna het hy die brood gebreek, hy het vir sy disippels gegee om aan die mense voor te sit, en hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel. Al die mense het geëet en genoeg gekry. Hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood en die vis. Van die wat van die brood geëet het, was net die mans
5000. En ons weet ook uit navorsing, hierdie groep mense was ongeveer tussen 15 en 20.000 mense in totaal gewees. Daar's een woord wat ek die afgelope paar weke die hele tyd raak hoor en raak lees. Is die woord krisis. Kom ons dink aan ons wêreld op hierdie oomblik. Politieke krisis, oorlog. Dit lei na finansiële krisis. Dit raak ons almal se lewens. Krisis is nie altyd net daar ver nie, maar die krisis is baie keer ook baie naby aan ons tans. In ons dorp beleef ons ook weer eens die krisis, die infrastruktuurkrisis. As dit kom by elektrisiteit en water, wat 'n frustrasie. Maar die krisisse kom nog nader. Ons beleef soms gesondheidskrisisse en dis van ons vanoggend hier wat nie self daai krisis beleef nie, maar daar's iemand in jou familie wat nou al vir weke in hierdie gesondheidskrisis is. Ek dink aan verhoudingskrisisse, gesinskrisisse. In hierdie week het vriende van ons, hulle seun, tienerseun, 15 jaar oud, het hy sy eie lewe geneem. Dis 'n gesin in krisis. Ek stuur vir die mamma 'n boodskap en ek weet nie wat om te bid vir haar nie. Dis moeilik. Vra vir, waarvoor bid ons? Hoe bid ons saam met julle? Sy sê, ek weet God is naby, maar kan ek eerlik wees, dit voel vir my, hy's baie ver op die oomblik. Dis 'n gesin in krisis. Ek weet nie wat 'n krisis jy tans beleef. Wat ek wel weet is, dat almal van ons, kan ek veralgemeen, ons almal beleef een of ander tyd 'n krisis. En ons 10 teen 1 mense in jou lewe wat tans 'n bepaalde krisis beleef. Dalk sit jy en dink, maar krisis is 'n sterk woord hiervoor. Maar dink oor dit. Die disippels beleef iets van 'n krisis in hierdie Bybelgedeelte, ons skrifgedeelte vir vanoggend. En hulle doen wat baie van ons ook soms doen in 'n krisistyd. Daar's 'n paar dinge, as jy opgelet het, as jy dit deurlees, en ek wil jou nooi om dit dalk vandag te gaan stadig deurlees. Een van die eerste dinge wat hulle doen is, hulle stel uit. Het jy agtergekom in die begin van die skrifgedeelte, hy sê 2 keer, hy sê, dit was laat, en dit het laat geword, en ek lees dit, en ek dink, het hierdie disippels nie gesien, hulle is in 'n afgeleë plek, die son is besig om te beweeg, dis warm, dis ongemaklik, die mense hier het nie kos nie, ons gaan binnekort 'n krisis beleef. Maar dit is asof hulle uitstel. Hoe meer ek oor dit dink, hoe meer besef ek, ons doen dit ook. Ek sien, daar's uitdagings in 'n verhouding, in my huwelik, ons is besig om uit mekaar uit te dryf. Dinge is nie so wat dit moet wees nie, maar ek los dit. Ek sien daar's 'n huwelikskursus wat voor en ek dink, volgende keer. En ek stel uit. En daarin word hierdie 'n krisis wat ek voel ek nie kan hanteer nie. Ek dink aan iemand wat in skuld gedompel is, en wat dink maar, hierdie maand gaan beter wees, hierdie gaan die jaar wees van deurbrake. En nie aandag gee aan die skuldlas nie. Geen veranderinge maak in hulle lewenstyl nie. Dit los en uitstel. En hierdie word 'n baie groot krisis wat hulle later glad nie kan hanteer. En so kan ons dink aan meer areas van ons lewe. As dit kom by gesondheid. Ek sien nie kans om nou dokter toe gaan nie. Dalk is dit iets klein. Dit sal van self reg word. En ek stel uit. Die disippels stel uit. Die tweede ding wat ek sien is, hulle skuif verantwoordelikheid af. Of mens kan self sê, hulle blameer. Hulle sê vir Jesus, maar moet ons kos gee, stuur hulle weg, dat hulle
by die mense in die plase, die rondom, die omliggende plase, dat hulle kos kan kry by daai mense. Dis nie ons probleem nie. Ek het 'n vriend wat sê, ons het twee soorte probleme in hierdie wêreld. Daar's jou probleem, daar's my probleem. En dan sê hy baie keer sê, jy is nou besig om jou probleem my probleem te maak. En dis wat die disippels ook sê, dis nie ons probleem nie. Hulle moes vooruit gedink het. Hulle skuif af. Maar die derde ding wat ek sien is, daai bekommernis, hulle begin te bekommer. Hulle is gerattel. As jy in die ander evangelies lees, dis in die Johannes evangelie waar Jesus draai na Filippus toe. En hy sê vir Filippus, hy vra vir hom 'n vraag. Hy vra vir hom, maar waar kan ons gaan brood koop? Hoekom vra hy vir Filippus? Want Filippus was van daardie gebied gewees. Dis 'n moeilike vraag en daar's 'n rede hoekom Jesus hierdie vraag vra. As ons hierdie vraag hoor en dink ons, maar hoekom vra hy die vraag? Dis soos vrae wat ons baie keer vir mekaar vra. As ouers vra ons soms moeilike vrae vir ons kinders, wat kinders nie weet hoe om te antwoord nie. Byvoorbeeld, ek dink meeste van ons het groot geword waar jou ouers die volgende vraag dalk vir jou gevra het, as jy stout is. Wil jy 'n pak slaai? Het julle daai vraag gekry? En nou kom ek agter, ek vra vir my kinders as hulle klein is, soek jy 'n pak sla? Het julle al ooit 'n kind gehoor wat gesê het, ja asseblief pappa, ek soek 'n pak sla? Hoe antwoord 'n kind daai vraag? Ons vra soms moeilike vrae in ons huwelik. As jou vrou vir jou vra, liefie, laat hierdie jeans my vet lyk. Hoe antwoord mens daai vraag? Jy het onderskeiding nodig in daai oomblikke. Ek het geleer, jy moenie vir jou vrou sê, liefie, dis nie die jeans nie. Moenie dit vir haar sê nie. Maar Jesus kom na Filippus toe en hy vra, waar gaan ons brood koop? Waar gaan ons brood koop? Filippus begin dadelik somme te maak, rand en sent. En as jy gaan kyk na die geldeenheid, die waarde waarmee hy daar werk, dis gelykstaande aan 8 maande se salaris. Hy sê, hierdie gaan 'n hoop geld kos, 8 maande se salaris om vir hierdie groep mense, vir 20.000 mense kos te gee. Hy maak die somme. Andreas, as jy van die ander evangelies lees, hy is die een wat voorraadopname begin maak. Hy gaan kyk, wat het hulle om mee te werk? Hy sê, 2 visies, 5 brode. Met ander woorde, ons het te min geld, ons het te min kos, en hier is net te veel mense. En daar's 'n bekommernis wat wakker word in hierdie disipelharte, en ek wonder van daai reaksies. Watter van hierdie reaksies is soms waar van jou en my lewe, as dit kom by 'n krisistyd? Jesus kom, en in die Markus evangelie het ons vir mekaar gesê, dis 'n vinnige pas na die kruis toe. En ons is besig om nou die pad te stap na die kruis toe, en Jesus kom deur hierdie wonderwerk, en hierdie wonderwerk het laag. En ek hoop ons kan van die laag vandag raak sien. Hy kom wys vir ons wie God is deur hierdie wonderwerk. Wat kom wys hy vir ons oor God? 'n Paar dinge. Heel eerstens, dat Jesus kom wys vir ons dat God kan vertrou word. Hy kan vertrou word. Die disippels kom en hier is die groot vraag en hierdie krisis en Filippus doen kosteberaming, Andreas doen die voorraadopname. Maar wat my opval is dat hierdie manne doen hierdie voorraadopname, hierdie kosteberaming sonder Jesus. Kom jy dit agter? Jesus staan daar in hulle midde, en hy sê, Jesus het hierdie vraag gevra, want hy wil op die proef stel, dis asof hy wil kyk, hoe gaan hulle optree? Wat gaan hulle doen? Ek weet nie van jou nie, maar het gebeur baie keer in ons lewe, dat jy in 'n krisistyd is, en met jou kop weet jy, intellektueel weet jy, God is met jou, soos ons vriendin, maar die realiteit, dit voel net vir jou anders in hy omstandighede. Jy weet, God kan voorsien, maar tot jy in hy omstandighede is, dan begin jy vrae te vra. Dit met die mense gebeur in die Ou Testament.
Kom ek vat jou terug, jy het onlangs as jy die Bybelleesprogram volg, Exodus deurgelees. En ons lees hoe Moses meer as 2 miljoen, dit is baie mense, meer as 2 miljoen mense lei uit Egipte uit. God doen hierdie wonderwerk, hy kloof die see oop. Kan jy dit dink as jy dit moet beleef? Op droë grond trek hulle deur die Rooi See. Hulle sien hoe God hierdie wonderwerk doen. Hulle bevry van Egipte en net daarna vergeet hulle. Net daarna begin hulle te kla. Die psalmdigter verwoord iets van hierdie woorde en die gedagtes van hierdie mense in Psalm 78 vers 19 en hy sê, en hulle het teen God gespreek, hulle het gesê, sou God 'n tafel kan dek in die woestyn? Hulle sê, Here, ons het nie kos nie, is dit moontlik vir God om 'n tafel te dek, om vir ons kos te gee hier in die woestyn? En ek wil uitroep en sê, God het nou net die see oop gekloof. Wat 'n groot wonderwerk. En nou twyfel jy of God kos gaan voorsien in die woestyn. En ons sien, jy ken die geskiedenis, vir 'n paar jaar voorsien God vir meer as 2 miljoen mense, doen die somme, vir meer as 2 miljoen mense kos elke oggend, brood, manna, elke oggend. Die hemelse bakkery is oop. Filippus en Andreas staan in die teenwoordigheid van God, wat vir meer as 2 miljoen mense vir 'n paar jaar kos gegee het, elke dag, en hulle wonder, kan hy, of hoe gaan ons vir 20.000 mense vandag kos gee? Ek het 'n prentjie nodig om te dink, hoe lyk 20.000 mense? Ek wil jou 'n paar foto's wys. Die eerste foto is 'n foto van 100 mense saam. Die tweede foto, ek weet nie waar ons nou is 500 mense. Tweede foto. Die derde foto is 'n foto van 3000 mense. Kyk die mense op die galery. Hoe lyk 20.000 mense saam? Kom ons kyk na die volgende foto. 20.000 mense saam. Die eerste gedagte, God kan vertrou word. Die een wat vir meer as 2 miljoen mense elke dag vir 'n paar jaar kon kos gee, kan sekerlik vir 20 mense kos gee vir daai dag. Jesus is God in persoon by hulle. Ek weet nie waarvoor jy God tans vertrou nie. Maar mag jy dit vanoggend hoor? Dat God kan vertrou word? Tweede gedagte is dat God vermenigvuldig dit wat ons in sy hande sit. Hierdie eenvoudige middagete van hierdie seentjie, en ons weet dit was 'n eenvoudige ete gewees, want garsbrode was baie keer die stapel voedsel van mense wat nie baie gehad het nie. Hy het 5 brode, hy het 2 vissies. In sy hande is dit 'n eenvoudige kospakkie vir die dag. As ek dink aan kospakkies, ek weet nie of jy 'n kospakkie werk toe neem nie, maar 'n mens kan nogal, net so met die huwelikskursus in gedagte, 'n mens kan nogal bepaal hoe lank iemand getroud is deur iemand se kosbakkie dop te hou. Nou, as jy pas getroud is, het jy al gesien hoe pasgetroudes se kospakkies lyk, die man se kospakkies lyk by die werk. Jong, hy maak hy kosbakkie oop en daar is 'n arbei en 'n kaaswiggie en koekies en broodjies wat gesny is in 'n hartjie vorm, en daar's 'n nota by wat sê, ek is so lief vir jou, my man, hè? Het jy dit al gesien? Het jy al gesien hoe lyk iemand se kosbakkie wat so bietjie langer getroud is? Dis brood met peanut butter en botter, het jy gesien? en dan is daar 'n notaatjie ook by. Het jy gesien wat 'n baie notaatjie is? Hy notaatjie sê, onthou asseblief om brood en melk op te tel voordat jy huis toe kom, né? En nou kom ons nou by baie van ons wat al baie lank getroud is. Het jy al gesien hoe lyk ons kosblikkies, hè? Droë brood, daar's 'n mes, 'n stukkie botter, en daar's ook 'n notaatjie, né? En hierdie notaatjie sê, smeer jou eie brood, jou lui lummel.
nie regtig nie. Maar hier kom hierdie seentjie met hierdie eenvoudige kosbakkie. In sy hande bly dit 'n eenvoudige kosbakkie. Hierdie moes die moeilikste, maar die kragtigste handeling gewees het, om dit uit sy hande uit te neem en in die hande van Jesus te sit. In die hande van Andreas en Filippus en die ander disippels sou dit 5 broodjies en 2 visies gebly het. Maar in die hande van Jesus word hierdie eenvoudige ete, word dit 'n maaltyd, 'n eet soveel as wat jy wil maaltyd, vir meer as 20.000 mense. Kan jy dink wat God kan doen met daai eenvoudige klein bietjie wat ons in sy hande sit? Het jy wat verlies beleef het? Sê ek het 'n klein bietjie hoop, geloof, voel skaam om te sê ek het klein geloof, maar as jy daai geloof in Jesus se hande sit, vir jou wat 'n droom het, wat sê hierdie droom, ek wil amper begin opgee op hierdie droom, maar as daai droom wat jy nog het, as jy dit in Jesus se hande sit, kan jy dink, wat doen hy as hy dit vermenigvuldig? Dit wat jy het, sit dit in sy hande. Dis 'n derde gedagte. En hier is nog een van die wonders van hierdie wonderwerk, dat Jesus nooi ons om medewerkers te wees. Hy nooi ons om saam met hom te bedien. Kon Jesus hierdie wonderwerk op sy eie gedoen het? Natuurlik kon hy. Jesus kon 'n woord gespreek het en daar kon 'n kospakkie vir elkeen van hierdie 20.000 mense verskyn het. Jesus kon 'n woord gespreek het en klippe kon verander word in brood. Hy kon dit gedoen het. Maar hy kies om disippels te betrek. Hy neem hierdie brood, neem hierdie vis, en hier is die 3 handelinge wat 3 keer voorkom in Markus. Hy dank God, hy seën dit, hy breek en hy deel uit. Sien saam met my in jou gedagtes hoe hierdie moes werk. Die teks sê vir ons 50 mense, 100 mense sit saam. En hierdie disippels hardloop een vir een na Jesus toe en Jesus maak dalk hulle arms vol brood. En hulle hardloop terug na 'n groepie van 50 mense en hulle begin hierdie brood uit te deel. En die mense is verwonderd, waar kom hierdie kos vandaan? Nee, dit kom van Jesus af. En sodra my arms leeg is, hardloop ek terug na Jesus toe en hy laai nog brood en vis op my arms of in 'n mandjie wat ek by my het. Die brood en die vis by Jesus hou nie op nie. En ek stap terug na hierdie honger mense wat die hele dag al hier was en ek deel uit. En soos ek uitdeel, word dit minder. En ek gaan weer terug na Jesus toe en hy maak weer vol. Is dit nie die prentjie van die kerk nie? Van ons as disippels van Jesus nie. Verlede week het ons mekaar gesê, ons word geroep om padbouers te wees. Miskien moet ons vandag vir mekaar sê, ons word ook geroep om brooduitdelers te wees. Vir 'n gemeenskap wat brood so nodig het. Hierdie gelykenis het laag. Hier is die tweede laag. Dat in die Johannes Evangelie kom Jesus en hy sê baie duidelik, want hulle wil hom nou skielik koning maak, want hy is die een wat kos, brood voorsien. Hy sê, dit gaan nie oor die fisiese brood nie. Sien raak, dis hemelse brood. En dan maak hy die stelling, die ek is stellings van Jesus. En ons is besig by die aanddienste om te praat oor dit. Moenie vanaand mis nie. En Jesus sê, ek is die brood. Ek is die brood wat lewe gee. So hy is die brood. Maar daar is nog 'n laag. Hoeveel mandjies kos was opgetel gewees na die tyd oorskiet? 12. 'n tweede keer in Markus doen Jesus weer so wonderwerk. En ons weer oorskiet. Het jy gelees hoeveel mandjies oorskiet was daar by daai tweede keer gewees? 7. Die eerste keer doen Jesus hierdie wonderwerk in 'n Joodse gebied. Daar's 12 mandjies wat oor is, wat simbolies is van die 12 stamme van Israel. En die tweede keer in 'n gebied waar daar meer heidene is, Decapolis. 7 mandjies.
7, die getal van volheid. Ek is die brood van die lewe vir Israel. Wat dink weier? Later sê hy vir sy disippels, hy verduidelik vir hulle ook, hoekom hy dit gesê het. Hy sê, verstaan julle nog nie? Hy sê, dis nie net vir een volk nie, maar dis vir almal. Dis vir almal. En mag jy vanoggend ook dit ervaar en beleef, dat hy wat die brood van die lewe is, kom vanoggend na ons toe en sê, ek kan vertrou word. Ek is die een wat vermenigvuldig. Ek het nie net gekom vir 'n klein groepie mense nie. Ek het gekom vir elkeen. Ek is die brood van die lewe vir elkeen wat bereid is om te eet en hulle harte oop te maak, hulle lewens oop te maak vir my. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here, dankie vir hierdie ryk gelykenis. U is die brood van die lewe. Here, u is die een wat elke dag vir ons nuwe manna, nuwe brood gee. U woorde is lewe. Dit is soos lewende woord. Here, u sê ook ons kan bid vir ons daaglikse brood. Met ander woorde, ons is afhanklik van u. U is die een wat voorsien in ons lewens. En ek bid vanoggend, Here, vir elkeen wat hier sit en sê, ek beleef tans 'n krisis. Dankie, Here, dat u kom en kom wys, u kan vertrou word. Dat u kom voorsien en uitkoms gee. Ons loof u daarvoor. U is ons daaglikse brood. Ons bid dit in u naam. Amen. Amen. Waking up to manna, coming to my senses. You meet me in my crumbling, you give me my portion. Though flesh and heart may fail, your strength is there to hold me, keeping my heart steady. You are my portion. You are my portion. You are our daily bread. You are our daily bread. And we will seek your face before we seek your way. You are our daily bread. You are our daily bread. And we will seek your face before the promised land. In heaven, there is none upon earth, there is none beside you. You give me my portion, my envy of the boastful led me to confusion, until I realized, Jesus, that you are my portion. You are our daily bread. You are our daily bread. And we will seek your face before we seek your way. You are our daily bread. You are our daily
before the promised land. You are our daily bread, you are our daily bread, and we will seek your face before we seek your end. You are our daily bread, you are our daily bread, and we desire you before the promised land. It is good for me to draw near my God. It is good for me to draw near my God. It is good for me to draw near my God. It is good for me to trust in my God. It is good for me to draw near my God. It is good for me to trust in my God, my God. You are our daily bread, you are our daily bread, and we will seek your face before we seek your end. You are our daily bread, you are our daily bread, and we desire you before the promised land. And we desire you before the promised land. Oh, we desire you before the promised land.